U is wat U is. The great I am. Here, daar was nog nooit iemand soos U nie, en daar sal nooit weer iemand so wees nie. U is die enigste waaragtige God, Alfa en Omega, begin en die einde. U was voor alles en U sal lank na alles nog steeds wees. Almagtige Skepper. U onderhou alles. Niks het tot bestaan gekom sonder U nie. En niks bly tot bestaan sonder U nie. U onderhou alles en U onderhou ons, Here. U onderhou ons, Here. Here, en ons wil net 'n lofsang bring. Mag dit waardig wees vir U. Dankie dat ek sien hoe vanoggend soos wierook voor U opkom. Dankie dat U wandel onder die lofsange van die kinders, Here. Dankie Heilige Gees dat ek weet U is hier vanoggend. Come and have your way, Lord. Kom doen wat U goed dink, Here. Mag dit wat hier vanoggend gebeur, wees soos in die hemel. Hier vanoggend. Dat U koninkryk sal manifesteer en naby ons kom in hierdie plek en hierdie oggend, soos in die hemel, so ook op aarde. Laat U koninkryk kom en Here, mag U verheerlik word in dit alles. Alles wys altyd terug na U toe, ons God en ons koning. Jesus. Daar is vir ons geen soeter naam, mooier naam, 'n naam wat meer hoop gee as U naam nie, Jesus. Jesus. U wat alles gegee het vir ons. Tot U self. Ons het U lief. Amen. Amen. Dit is vir my altyd interessant hoe die kleinste en eenvoudigste taakies ewe skielik so moeilik raak as jy weet mense kyk vir jou. En dit, sorry Monique. Ja, toe kom trek en ek voel niks gewig op my afkom en ek voel net die lap wat so oor my kop is. Ek weet nie waar daai ding nou is nie. So, great. Fantasties. Kom ons begin. So vanoggend se preek titel is Wie is Jesus? En ek weet nie wie van julle ons video gesien het. Daar's die firecrackers. Julle celebrate te vroeg. Hou vas. En wie ons video gesien het hierdie week wat ons rondgestap het en vir mense gevra het, wie is Jesus nie? En ek gaan nou begin sommer by die teksvers in Matteus 16. Jy kan so lank soontoe blaai as jy wil, waar ons eers gaan begin en bietjie stil staan daarby, want ek wil vir jou die volgende sê, dat wie is Jesus is nie 'n antwoord wat jy net een keer in jou lewe gaan gee nie. En ek wil vir jou sê, dit is die belangrikste antwoord wat jy in jou lewe gaan gee. Wie is Jesus? En ek deel vanoggend met die span, is dat, hoekom ek sê, dis nie 'n vraag wat jy net gaan moet antwoord nie, maar dis 'n vraag wat jy konstant gaan antwoord vir die res van jou lewe. Kom of lewe net gebeur, is die groot vraag wat van jou gevra word in daai situasie, wie is Jesus nou? Want sien, as ek vir jou vra, wie is Jesus, kan jy kan so sê, soos Petrus, seun van God. Hy's my pa, en daar is alles regte antwoorde. Maar nou kom jy in 'n situasie wat jy nie het nie. Jy het tekort. Weet jy wat die vraag is nie, waar gaan jy nou kry nie? Die vraag is, okay, right, Jesus is 'n voorsiener, glo jy dit? Glo jy dat Jesus 'n voorsiener is, nou dat jy nie het nie? Glo jy dat hy vir jou deurbraak kan bring, nou dat jy dit nodig het? Die vraag gaan altyd wees, wie is Jesus vir jou nou in hierdie situasie? En dis hoekom dit so belangrik is dat ons hom ken. Want as jy hom nie ken as 'n voorsiener nie, gaan jy nie na hom toe hardloop wanneer daar tekort is nie. Al weet jy hy's die skepper van die hemel en aarde, maar jy ken hom dalk nie as 'n voorsiener, so jy gaan nie na hom toe gaan vir voorsiening. Wanneer jy iemand aflê aan die dood, ken jy hom as wel punt 1 'n verstrooster, maar ook die opwekking in die lewe, die opstanding in die lewe. Verstaan jy dit? Glo jy dit? En ek gaan 'n bietjie kyk in daai stellings van hom. Maar die vraag vir die res van jou lewe gaan wees, wie is Jesus? Dit is die groot vraag wat jy elke dag gaan moet antwoord. En dit is iets waarna ons groei, want jy leer hom ken. Net soos wat jy enige persoon om jou
leer ken, konstant, moet ons hom leer ken, en wat 'n voorreg is dit. En my heel gunsteling teksvers in die Bybel, en dis op die bordie, is Johannes 17 vers 3. Want wie wil die ewige lewe hê? Julle beter nou maar julle hande opsteek. Anders moet ons praat. En wat is die ewige lewe? En hierdie is die ewige lewe, sê Jesus. En dit is om my te ken en my Vader. Dit is wat die ewige lewe is om hom te ken. Jy kan God ken, maar ken jy hom? Ken jy hom goed? Hoe goed ken jy hom? Kom ons begin. So in Matteus 16 vers 13 tot 18, voor ek nou lees, wil ek gou die volgende sê, dat jy moet verstaan die konteks van die Bybel is baie keer baie belangrik. Jesus praat met Jode. So wanneer hy sekere goed sê, klink dit vir ons baie keer alledaags. Dit klink baie keer vir ons oor ons kop. Hoekom sê hy dit? Hoekom hierdie tyd van die dag? Hoekom hierdie tyd van die jaar? Maar jy moet verstaan dat hy met Jode praat en in hulle konteks baie keer inpraat. En wanneer ons dit verstaan, jy hoef nie 'n Jood te word nie, asseblief. Regtig nie. Maar om hulle geskiedenis baie keer te ken, en dit kom in die Ou Testament te lees, kom ons agter die krag wat agter sy stellings is baie keer. So wat sien ons in Matteus 16 is Jesus bring hulle aan die voet van berg Hermon in Filippi, Caesarea. En ek gaan nou vir ons lees. En die oorsprong van die Jordaanrivier, ons het almal van die Jordaanrivier gehoor, is by hierdie berg. Dis in 'n grot waar hierdie groot poel water is. Dis die oorsprong van die Jordaan, en die Jordaanrivier was verskriklik belangrik vir die Jode, want dit het lewe voorsien aan hulle land. Dis soos the artery of life vir hulle gewees, want dit vloei van daar af deur na die see van Galilea af, dan weer uit by die see Galilea tot by die dooie see waar hy dan nou verdamp. So hierdie is 'n verskriklike belangrike site, plek waarna toe Jesus vir die Jode, waarna toe hulle bring in hierdie konteks van hierdie teksvers. Maar dit was ook baie belangrik vir die heidene, want hier was 14 afgodstempels by hierdie plek gebou gewees, waar afgoderry plaasgevind het. So dis belangrik vir die Jode, want dit is die lewende water sou hulle dit genoem het, en is belangrik vir die heidene, want hier staan al hulle 'n groot klomp van hulle tempels, onder andere Pan, is een van die gode wat daar gestaan het, wat hulle geglo is half mens, half bok, baie interessant. En hulle het ook die Romeine het geglo in Caesar worship. So hulle het die keiser ook geaanbid. So hulle standbeeld vir keiser Augustus hier opgerig, want hulle het geglo in Caesar worship. So jy moet nou, so die prentjie wat ek wil hê jy moet sien is hierdie grot waar die bron is van die lewe, wil ek amper sê, vir die Jode, en al hierdie afgode. En dan wil ek hê jy moet die volgende sien, Jesus gaan staan tussen dit alles met sy disippels voor hom. En dan lees ons die volgende. Is hy daar? Is hy nie daar nie? Great. Kom ek lees dit. Is hy op YouVersion? Ek hoop so. Matteus 16. Kom ons gaan soontoe. Sorry Erich. Matteus 16 vanaf vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê: "Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is?" En hulle antwoord: "Sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete." En hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is ek?" Wie sê jy is Jesus? Jy het dalk al baie antwoorde gehoor by ander mense. Jy het al, meeste van ons wat hier sit, het al baie preke gehoor van wat mense sê en wie mense sê Jesus is. En daai is great en daai is goed vir hulle. Ken jy hom? Ken jy hom? Wie sê jy is Jesus? Nie wie sê hulle is Jesus nie. Wie sê jy is Jesus? En Simon Petrus antwoord en sê: "U is die Christus, die seun van die lewende God." Toe antwoord Jesus en sê vir hom: "Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is." Weet jy wat sien ek in hierdie teksvers? 'n Vader wat sy seun Jesus aan jou wil openbaar. Maak skep jy daai geleentheid in jou lewe om hom te ken, want hy wil homself aan jou openbaar. Ek wil dit vir jou sê, ek wil jou bemoedig in hierdie oggend met daai gedagte. God wil homself aan jou openbaar. Die skepper
van die heelal wil homself, nie deur ander mense nie, wil homself deur jy wat by hom sit, openbaar. Gee ons hom die geleentheid. Ek glo ons doen, maar ek glo ons moet nie ophou nie, want daar's nog, en daar's nog, en daar's nog, en hy wil ons hele lewe hierso homself konstant aan ons openbaar. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Nou daai wil ek net vir julle konteks gee, die Romeinse Katolieke glo dat Petrus is die rots, wat Jesus sê waarop gebou word. Nee, Petrus is nie die rots nie. Die stelling van Jesus Christus, die Seun van God, is die rots, wat die doderyk se poorte nie eers kan oorweldig nie. Hoekom wil ek dit vir jou uitlig? Want wanneer jy 'n skrifgefundamenteerde, daar gaan my Engels. As jou openbaring van Jesus, die skrif is, dis waarheid, dis wat ons in die skrif sien, dis nie, dis al baie mense wat very goed glo vandag, God is liefde. Nee, wat liefde is God. Dit liefde is liefde. Nee, God is liefde. Hy is liefde. Liefde is nie God nie. Liefde is nie liefde nie. Ek gaan nie te veel verder in dit ingaan nie. Anders gaan ons weg van die preek af. Maar jou openbaring van wie hy is, daai is wat jou gaan staande hou wanneer die wêreld om jou skud en alles val uit mekaar uit, niks voel dit werk uit nie. Daai is jou vaste fondasie wat nie eers die heeltyd kan kom nie. As iemand siek is, my God is my geneeser en ek staan vas in dit. En ek bid vir mense, en dan sien ek partykeer nie altyd die uitkoms wat ons voorhoop nie. Dit verander nie my opinie van wie hy sê hy is nie. Moet nooit dat jou omstandighede of dit wat jy in jou direkte omgewing sien, bepaal wie hy sê hy is nie. Want hy is onveranderlik. Hy is die God wat vandag, gister en vir altyd dieselfde sal wees. Moet jy bemoedig met dit. Hy het nie verander nie. Hy is dieselfde. Nog altyd. Nog altyd. En ons gaan dan kyk, vandag gaan ons bietjie kyk na wie sê Jesus hy is. Daar's 7 stellings in Johannes in die boek van Johannes, dat hy 7 stellings maak van ek is brood van die lewe, ek is die lig van die wêreld. Maar voor ek in dit ingaan, wil ek die volgende ding weer in konteks sit. Is as ek vir jou sê ek is die brood van die lewe, as ek dit so stel, dan sê ek, maar wat is die brood van die lewe? Want ek sê mos dit is mos nou wat ek is, dis die fokus. Maar voor ons by daai tweede deel van die sinnetjie kom, wil ek eers vir jou die merkwaardigheid verduidelik van Jesus wat sê ek is. Daai ek is nie 'n blote ek is wat ons gebruik in 'n sin nie. Hy is besig elke keer wanneer hy sê ek is, kan jy eintlik al amper die sin net daar stop, want hy is besig om te verwys, en die Jode sou dit geweet het, en dis hoekom hulle kwaad geraak het, en dis hoekom hulle klere geskeer het, en dis hoekom hulle hom gekruisig het. Maar elke keer wat hy gesê het ek is, waarna het hy verwys? Eksodus 3 vers 14. Moses, besig om skape op te pas, sien 'n bos wat brand en hy hou nie op met brand nie. Nou ek weet of dit so goeie ding is vir braai nie, want jy soek nog die kole, né? Ek weet nie of dit 'n ou sal opgewonde maak vir ons Afrikaners as ons sien dit hou net aan met brand nie. Dit moet kole maak. En hy sien hierdie bos wat aanhou brand en hy gaan nader en God stuur hom om sy volk te gaan verlos en met Farao te gaan praat, en ek wil vir jou sê, hy wat met Farao gaan praat is nie die petroljoggie nie. Dit is die magtigste koning van sy tyd gewees. Hierdie was nie 'n klein perd wat Moses opgestrou het en sommer hoorie, ek wil gee ding met jou bespreek, soos ek weet, hulle doen al jou werk vir jou, verniet. Jy hoef nie regtig na te kyk, jy slaan hulle, ek wil hulle vat, en dan moet jy jou eie goed uitsorg. Verstaan? Die magtigste ou in die wêreld op daai tyd, kom sê hy dit voor. En hy sê, Jesus Here, maar wie gaan ek sê stuur my? En sy antwoord is, I am who I am. Sê vir hulle, ek is stuur jou. Nou daai wat God vir hom sê, ek is, dit praat van hy is self-sufficient. He is self-existing. Hy is alomteenwoordig. Daai stelling van ek is beteken, ek is afhanklik van niks. Ek is voor alles, en ek sal lank na alles nog steeds wees. Ek is afhanklik van niks en niemand nie. Niks het my geskep nie, inteendeel ek is die skepper. Niks onderhou my nie, inteendeel ek onderhou alles. Ek is alomteenwoordig, daar's nie 'n plek waar jy sal gaan waar ek nie is nie.
Hy skep vir Moses sit met hierdie prentjie van hoe magtig hierdie Farao is met wie hy moet praat en hy sê vir Moses. En hy hoef eers 'n Farao kleiner te maak. Hy sê net wie hy is. Ek is. Ek is. So elke keer wat Jesus sê ek is, sê hy nie net ek is brood van die lewe en daai is ons fokuspunt nie. Hy is besig om te sê ek is. Onthou jy wat Moses gehoor het? Ek is en dan is ek ook hierdie. So ek weet nie of julle dit kan sien, kan hoor nie. Ek het dit baie geniet om hierdie preek voor te berei. Dit was vir my baie lekker geweest. Ek is. Ja, daar self-sufficient is selfgenoegsaam. Ek moes gaan Google het, English Translate, lekker. Selfgenoegsaam, selfbestaan en onmiddellik teenwoordig. En ek het ook hier onder geskryf, die gedagte van dat hy afhanklik is van niks en niemand nie, wil ek hierdie volgende mee bemoedig, is dit wat hy oor jou droom en sê en sy planne wat hy het vir jou en vir Wellington, is afhanklik van niemand, want hy is God. Ek wil net deel wees van dit. Kom ek stel dit so. Jou keuse is, gaan ek deel wees van wat die Here hier doen. Maar hy gaan doen. Want niemand kan in sy pad staan nie. Hy is nie afhanklik van enige persoon nie. Dit wat hy wil doen, it's gonna happen. Ek wil net deel wees van dit. En ek weet nie van julle, wil julle deel wees van dit? Amen? Great, dankie Roxie, ek het jou hand gesien en ek het dan 'n paar mense gehoor. Great, dankie. Awesome. Super opgewonde. En elke ek is stelling verwys na nie net wie Jesus is nie, maar wat hy kom doen het op aarde. Kom ons gaan na die eerste een toe. Johannes 6 vers 35. Hierdie speel gou. Okay, great. Ek sal sommer so lank vir ons lees. Dis daarom net een teksvers, Johannes 6 vers 35. Is hy daar? Great. Hulle is vinniger as ek. Dis nie moeilik nie. Maar hulle, so wat jy nou moet ook voor ek nou lees, ek kan maar die teks net daar los, is die konteks weer eens van die teksvers. Is hy het aan die begin, hierdie is nie lank nadat hy die 5000 mans, gaan lees mooi die skrif, dit sê net 5000 mans. Daar kon baie maklik 20000 mense daai dag daar gewees het, want hulle het nie die vrouens en die kinders getel nie. Ons neem dit nie altyd in ag nie. Daar was vrek baie mense vir wie hy kos gegee het en daar het mandjies oorgebly. So hulle het nou net hierdie wonderwerk gesien met die brode en die visse. Hulle het gehoor Jesus is aan die kant oor na Kapernaum toe en hulle wil by hom nog brood hê. Soek hulle by hom. En hy sê vir hulle die volgende. En Jesus sê vir hulle ek is, onthou ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger ly nie. So wat bedoel hy met die brood van die lewe? Wel, hierdie ouens het gedink Jesus gaan hulle maag volhou. Hy voorsien my vandag van my daaglikse brood en ons dink dit is hy gaan ons net van ons fisiese behoeftes voorsien. Maar Jesus het 'n baie groter prentjie gehad. En ek wil nie net jou fisiese liggaam onderhou en genoeg gee voor nie. Maar hy het bedoel ek is die brood van die lewe wie van my eet. Hy praat van ewigheid. Ek is brood van die lewe wat nie net jou fisiese onderhou nie, maar geestelik ook. En vir die Jode was dit 'n merkwaardige ding om te sê want dadelik vergelyk hulle hom met Moses. En hulle sê, nee maar met Moses se tyd het ons elke dag brood gekry en toe raak hulle nog moeg ook daarvoor. Maar sien hoe dink hulle in hulle natuurlike manier van dink. Nee maar hy het elke dag vir ons brood gegee. Hy sê dit gaan nie net oor dit wat jy in jou hand kan vashou en voel nie. Ek is die brood van die lewe, wie van my eet, sal nooit weer honger ly nie. En Moses sê in Deuteronomium 18 dat daar gaan 'n profeet kom, daar staan geskrywe soos Moses. En deur hy wat verwys terug na dit toe Jesus self ook sê dat ek is. Hy sê basies ek is daai profeet wat geprofeteer word oor. Hier is ek. Ek is hier. Ek is die Messias. So hy is die God, hy is jou brood van lewe. En as jy nie van hom eet nie, jy nie deel van hom nie. Jy het hom nodig. Ek wil vir jou sê jy het hom nodig. Fisies, verseker, maar geestelik absoluut. Absoluut. Jy het nodig om elke dag by hom te sit, elke dag om in te neem by hom. Vol te raak van hom.
maar jy verstaan wat ek bedoel? Vol te raak van Jesus. Dan die volgende stelling, hy is die lig in Johannes 8 vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. As jy begin van die hoofstuk lees, sal jy sien hy's by die tempel en hy's besig om hierdie vroeg in die dag te doen. So die prentjie wat ek in my kop sien is Jesus wat sê, ek is die lig van die lewe en die son wat opkom en die lig wat die dag breek. Die Jode het vroeg in hulle dag begin. Dis die prentjie wat ek sien. Ek is die lig van hierdie lewe. Wat beteken dit vir jou as ek vir jou sê Jesus is die lig in jou lewe? Wat verstaan jy van dit? Wat besig om by jou op te kom? Wel ons weet dat sy woord is vir ons 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Ek wil vir jou sê sonder Jesus gaan jy rondtas en jy gaan nooit voel of jy ergens behoort nie. Jy gaan nie weet waartoe jou pad is nie. Jy gaan altyd uitvoel. Jy gaan nooit voel, jy gaan altyd verlore voel want jy's in die donker. In Kolossense 1 vers 13 sien ons dat Jesus het gekom om ons uit die duisternis, uit die koninkryk van duisternis te vat en in sy koninkryk, die koninkryk van die seun van God te sit. Dis hoekom hy gekom het. Dis hoekom hy gekom het om ons daar te sit. So en ek weet baie van julle is reeds daar. Want dalk is iemand wat nog nie daar is en ek wil vir jou sê jy hoef nie die donker rond te tas nie. Want ons sien in Johannes 1 dat die lig hierdie wêreld ingekom en die duisternis het hom nie oorweldig nie. Die duisternis oorweldig nie Jesus nie. As jy die lig aansit, is daar 'n delay. Nee. Dalk as jy in die wiskunde ingaan, is daar 'n spoed van lig. Maar as jy die lig aansit, is hy aan. En die daar's nie soos 'n stukkie donker wat beklei daar in die lig, want ek wil donker bly nie. As Jesus opdaag, is dit lig. Jy moet net nader trek tot hom want hy wil. Hy wag op jou. Hy is jou lig. Hy wil vir jou lig wees op jou pad. Maar as ons nie sy woord en ons weet Jesus is die woord, maar ook sy Bybel, die woord van God is vir ons nie net hierdie is nie in my Bybel nie. Hierdie is nie vir ons ek wil sê hierdie is nie 'n riglyn van en 'n paar pointers van lewe nie. Hierdie kan ek doen, hierdie kan ek nie doen nie. Hierdie is the ways to success nie. Hierdie is die woord van God. En wat 'n voorreg het ons dat hy dit ons geonderhou het. En hierdie is sodat jy in die lig kan wandel. Baie keer wandel ons in die duisternis uit ons eie stupid keuses uit. Sodat ek dit nou so kras sê. Maar onwyse keuses. Ons het die waarheid hier. En dan tas ons in die donker rond omdat ons kies. Hierdie boek is oud. Dalk nie vir vandag nie. En die lig hierdie help jou om in die lig te wandel. Hy is die lig. En ek glo alles wat hierin staan, elke liewe woord. En ek kan vir jou met absolute sekerheid sê en ek het so rukkie terug gepreek daaroor gedoen dat geen deel in hierdie Bybel is verander van die begin van tyd af. God het seker gemaak dat elke stukkie hier binne bly dieselfde, sodat ons nie rond hoef te tas en te wonder nie. Ons kan weet. En 'n ander interessante ding van Jesus wat sê hy is die lig, is dit was tydens die fees van Tabernakels gewees wat hulle gevier het God se voorsiening vir hulle in die wildernis. En ons weet van die water en ons weet van die manna, maar ek dink ons definitief nie oor genoeg praat nie. Dis die vuurkolom wat hulle en die wolkkolom wat hulle gelei het dag en nag. En in die aand kon hulle nie sien nie. En die vuurkolom, ek is die lig, het hulle gelei. So hulle sou daaraan dink, want dit is hulle geskiedenis. En ek het dit so rukkie terug ook gesê, en ek lees vir Joshua nou die dag, ons het so kinderbybeltjie wat ons lees elke aand, dis Engels, ek vertaal dit Afrikaans toe, en partykeer kom ek by 'n sinnetjie, en dan kan ek hom nie lekker vertaal nie, dan pause ek eers, dan lees ek eers die sinnetjie, en dan sê ek, okay, dis wat hy sê, en dan kyk ek links, en dan sit my vrou net daar, lag sy net vir my, soos wat ek nou regtig hierdie probeer Afrikaanse ding doen. Maar nou lees ek nou net af van my wolk in die vuurkolom, en wat my opkom is, in die aand, wie het al geslaap in 'n woestyn? Okay, jy's op jy, ek het dit nog eers gedoen nie. Ek het nog net gesien hoe Bear Grylls dit doen. En gebaseer op wat Bear Grylls sê, is dit bly koud in 'n woestyn. Hy raak
vrek koud. Vrek warm in die dag, vrek koud in die nag. En hier's my kop. 4 kolom. Nie net verlig nie, maar hitte. 'n Wolkkolom in die dag. Hoekom 'n wolkkolom? Hoekom nie weer 'n 4 kolom in die dag nie? Ek dink hy kon hulle skaduwee gegee het met daai. En hy lei hulle. Want ons God is 'n God in die detail. Het ek skrif daarvoor? Nee. Gaan ek 'n teses skryf daaroor? Verseker nie. Maar dis wat ek vertrou God dat hy doen goed vir 'n spesifieke rede, vir 'n spesifieke doel. Dan Johannes 10 vers 9. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Nou hierdie volgende twee bou so 'n bietjie op mekaar, die deur en die skaapwagter. En Jesus wat sê ek is die deur, beteken dit nie hy is die doorman. Jesus het hierdie deur vir my oopgemaak en Jesus maak daai deur vir my toe. Dit is baie keer bid. Hierdie deur moet van die Here af wees want hy is oop. Here, as hierdie nie van U af is nie, ek gaan nie vir op hande nie. Maar wie het al gebid? Ek kan vir jouself antwoord. Nou nie hand opsteek nou nie. Here, as hierdie nie van U af is nie, maak die deur toe. He's not a doorman. Hy is die deur. Wat sê hy vir hulle as hy sê ek is die deur? Ek is die deur. Nou in daai tyd was die skaapkraal was baie keer deel van die huis gewees. So skape wat kraal toe kom is skape wat huis toe kom. So hy is die deur na jou huis toe, in die hemel, jou ewige tuiste. Ek gaan na my Vader toe, baie kamers, baie plek, besig om vir julle voor te berei, maar ons net een deur soontoe. En dit is Jesus. Hy's besig om 'n stelling te maak en sê ek is die enigste, ek is die deur. Daar is nie ander deure na my Vader toe nie. Daar's nie ander paaie hemel toe nie. Dis ek. Ek is hy. En wat jy moet verstaan ook van hierdie is wat vir my so mooi is die skaapwagter sou hoekom hy ook sê van ek is die deur, sou in die ingang van die kraal gaan lê het. Hoekom? Om die wilde diere uit te hou, om nie sy skape te kom steel nie. Hy lê in die deur sodat ons beskerm kan word en nie gesteel kan word. Dankie Vader vir die wat U aan my gegee het, bid hy op 'n stuk. Ek het hulle mooi opgepas. En hoe weet ek dat hy 'n goeie skaapwagter is? Want in daai tyd die skaapwagter het sy lewe op die spel gesit. Ons sien Dawid het dit gedoen. Dawid het 'n leeu en 'n beer verslaan vir sy skape. En ons goeie herder, ons deur, het sy lewe neergelê vir ons. Hy het dit neergelê vir jou sodat jy kan inkom. Sodat jy kan inkom. Hy is die deur. En hierdie was so kontrasterend geweest met die leiers van daai tyd, want die Fariseërs was vir hulle self. Alles wat hulle gedoen het was self-righteousness, selfopbouing, hulle self te verryk. En Jesus kom en sê, nee, ek is die een wat my in die deur lê vir julle, wat julle gaan oppas. Wat bereid is om, as daai wilde dier kom, gaan ek nie vir jou sê, fight die fight nie. Ek sal hom fight. Ek lê my lewe neer vir jou. Hy is die deur na ons tuiskoms. Net hy. En dan Johannes 10 vers 11. Hy is die herder en soos ek sê, hierdie twee bou op mekaar. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Reeds gepraat van Dawid wat die leeu aan sy snorbaarde gegryp het. Ek dink ons spreek Whiteman daar. Spreek altyd oor Dawid wat Goliat aangevat het en Whiteman oor die feit dat hy 'n leeu aangevat het. Dus daai is vir my next level. Dat julle was een keer in die wildtuin en ek was nog net een keer in die wildtuin, so die een keer wat ek in die wildtuin was. gaan ons op 'n night drive. Waar moet ek hierdie hardop sê nie, maar anyway. Nou kom ons by leeu's af en die ou vat ons nou lekker super naby aan die leeu's. Ek sit binne. Ek is jy's mooi, majestic. Ek kan sommer sien soos die krag hardloop deur daai ouetjie, maar ek sit binne die trokkie. Die ou voor my besig op Facebook live, sien die rooi dingetjie daarbo en hy's by die leeu papie en hy is kyk hierdie leeu en hy hang so half oor die ding en soos kyk hierdie leeu en hy's een en ek sien die leeu begin kyk so op en nou begin dink ek moet ek iets doen. En die leeu begin sy reg as ek is soos nee, moet ek iets doen. Ek sou hom weggeruk het, ek beloof.
ek was net geïnteresseerd hoe ver gaan hierdie leeu en hoe lank gaan dit hierdie ou moontlik vat om agter te kom dat hierdie leeu is baie geïnteresseerd in sy armpie wat hy hier oor die kant swaai met hom wat so ver is soos wat my ma van ons af is. Maar hy het self agtergekom dat die leeu begin toe na homself mooi regmaak. Ek ek dink regtig ek sou vinnig genoeg wees, hoor. Dink ek nee. So ek het al 'n leeu van naby af gesien. Jesus, dit is 'n crazy groot dier. Maar wat doen 'n skaapwagter as sy skape inkom? Hy tel hulle. Ons het ons skape getel as hulle uitgaan by die kraal, baie moeilik in. Maar die skaapwagter in daai tyd as hulle, want ons verstaan nie skaapwagters. Ek weet nie van julle boer met skape of verstaan wat hy sê as hy 'n goeie herder is buite as hy pas skape op nie. 'n Skaapwagter het punt 1 by sy skape geslaap, né? Soos ek al reeds gesê het. Skaapwagter sê hulle spot dat toe Maria en Josef hulle in die major gelê het met Jesus, het hulle die skaapwagters geryk voor hulle daar aangekom het. Want hulle stink. So Jesus, hy's by jou. Hy's nie ver nie. Hy's 'n goeie herder wat by jou is. En wanneer hulle in die skaapkraal ingesit het, tel hy hulle. So hy tel sy skape. Ek wil vir jou sê jy gaan nie you don't go unnoticed. Ooit. Wanneer dit kom by Jesus. Daar's nêrens wat jy moet dink hy het seker nie gesien ek sukkel vandag met hierdie. Jesus sien seker nie ek het besig om 'n slegte dag te hê. Hy sien. En hy weet, daar's nie 'n swaalkie wat val sonder dat hy nie weet nie. En wat doen hy verder? Wat doen die skaapwagter? Nou as die skape in die kraal, dan ondersoek hy hulle. Hy sit by hulle, hy spandeer tyd. Jesus, het jy 'n seer? Okay, great, jy het 'n seer. Dan genees hy dit. Hy behandel dit. Ek wil vir jou sê jy het 'n goeie skaapwagter. Weet waar jy is ten alle tye en wat jou stikkend plekke en jou seerplekke wil opbind. Dis wie hy is. Hy is 'n goeie herder. Ek het hier neergeskryf wat 'n goeie eienskappe van 'n goeie herder. Hy lê sy lewe neer. Jesus het dit gedoen. Hy beskerm teen aanvalle. Hy verlaat hulle nie. As die roofdiere kom, bly hy. Hy versorg hulle. Hy soek en bring hulle terug. En hierdie laaste twee het ek 'n rukkie by stil gestaan, want dit het my nogal getref. Is hy ken hulle. Hoe crazy is dit dat ons geken word deur die Skepper van die hemel en aarde. Jy's nie vir hom 'n nommertjie nie. Jy's nie vir hom 'n mens toe 'n end nie. Hy ken jou in diepte. Jy word soos besef net hierdie, jy word geken deur die koning van konings, die almagtigste wese wat daar ooit sal wees. The great I am, jy word geken deur hom in diepte. En dan het hy jou lief. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gestuur het sodat ons gered kan word. Vir die wat in hom glo. En iets wat jy moet in gedagte hou wanneer jy die boek van Johannes lees, want ons sê nou al Jesus is, ek is. Johannes was baie erg op glo. Dis die boek waarin jy die meeste gaan kry soos jy dat as jy moet glo. Believe. You must believe. In die Bybel, ek dink is 241 keer wat glo gebruik word. In Johannes kry jy dit 100 keer. Hy's nogal ernstig daarop dat jy moet glo. En jy kan al hierdie goed hoor vanoggend en jy kan dit nie glo nie. Maar ek hoop regtig dat jy hierdie glo en dat jy hierdie sal vat en dit gaan neerskryf. Gaan kyk op YouVersion as jy nie notas geneem het nie. Dit is daarop. En mediteer op dit. Want soos ek aan die begin gesê het, die lewe gaan aanhoudend vir jou vra, wie is Jesus? Wie is Jesus? Hy is die opstanding en die lewe. Johannes 11 vers 25. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Dit is net voor hy Lazarus opwek. So jy moet sien, Jesus is nie net besig om leë woorde te spreek of 'n goeie motivational speaker te wees van vriend Lazarus het dood gegaan, maar ek is die opstanding en die lewe. Hy sê ek is die opstanding en die lewe. En wat gaan doen hy? Lazarus kom uit. En Lazarus het uitgekom. Maar hy het self 'n klip weggerol.
Partykeer het ons daar 'n klip of twee wat ons moet uit die pad uitkry, sodat God kan spreek in ons situasie in. Hy wat sê ek is die opstanding in die lewe verklaar dat hy het mag oor die dood. Dood voel vir ons, maak nie saak hoe lank ons voorberei daarvoor, maak nie saak hoe lank ons daaroor dink of mediteer nie, dood voel het 'n mate van dit voel tog finaal. Daar is iets van dit voel tog vir ons baie keer jy gaan die persoon nooit weer sien nie. Maar hy is die opstanding in die lewe wat mag het oor die dood. En wie in hom is sal nooit doodgaan nie. Ewigheidsperspektief. Jy moet dit hou as kind van God, kan jy nie die lewe doen sonder 'n ewigheidsperspektief nie. Want ons dink baie keer die dood het gewen. As iemand doodgaan en staan nie uit die dood uit op nie. Ek het al vir dooies gebid. Nog nie een het opgestaan nie. Gaan dit my keer om aan te hou? Nee, maar in my hart sê ek nie vir myself net omdat dit gebeur het dood het oorwin nie, want ek weet dit het nie. Lazarus het weer dood gegaan hierna. Hy het weer dood gegaan. Beteken dit dood het oorwin? Nee, want hy is deur die deur. Na sy tuiskoms. Daar's 'n ewige oorwinning van die dood wat vir ons wag. Want dat ons wat in Jesus is, gaan nie dood nie. Onthou dit. Hou ewigheidsperspektief. Hou ewigheidsperspektief. Daar's troosting in dit. Hy het die finale sê oor die dood. Dan Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jy kan hom net so oplos asseblief. Dankie. Ek is die weg. Daar's nie 'n ander weg nie. Wil jy moet dit verstaan? Jesus is die weg. Want hy's besig om nie net 'n stelling te maak van dat hy die weg, die lewe en die waarheid is nie. Hy's besig om ook teen al die ander te gaan. Die weg, die waarheid en die lewe. Brood van die lewe. In hom is die enigste plek waar ons lewe kan vind. Sonder hom is jy geestelik dood. Sonder hom het jy nie 'n doel nie. Want hy het jou gemaak. Hy het jou geskaap. So daar is nie all roads doesn't lead to Rome, hoor. Regtig. Dit mag dalk, wat daar gaan net een hemel toe. So jy kan dalk op jou paadjie Rome toe klim as jy wil. Maar daar is nie nog paadjies hemel toe nie. Dis net deur Jesus. En dit klink nou ek sê vir jou ek raas met jou as ek dit so stel. Nie helemaal dalk doen dit nie. Maar ek dink altyd die volgende. As daar en ek het hier al soveel keer gesê, maar dit is vir my dis iets wat ek al baie op gemediteer het. As daar regtig 'n ander pad was hemel toe. Kom ek entertain julle. Kom ons sê daar was 'n ander pad hemel toe. As daar was. Daar is nie, net vir die recording. Hoekom het Jesus doodgegaan aan die kruis? Hoekom was dit nodig? As daar 'n ander pad was. Hoekom deur dit gaan waardeur hy gegaan het? Hoekom nodig om alles in die hemel te los? Gelykvormig te word aan 'n slaaf, 'n mens, honger te word, dors te word. Meeste van die tyd nie eens 'n slaapplek gehad nie, want jakkals het gehad en voëls het nesse, maar seun van mense het nêrens se kop neer te lê. En hoekom deur al daai gaan as dit nie absoluut nodig was nie? En die volgende ding wat ek wil noem is nooit onthou hierdie. Jesus se lewe is nie geneem nie. Dit is gegee. Geen mens het sy lewe geneem. Geen mens het dit geneem. Hy het gekies om dit te gee. En daai gedagte alleen is genoeg om my deur baie te dra. Want my God was bereid om sy lewe te gee. Hoekom sal hy my verlaat? Hoekom sal hy my tot niet gaan? Het voel dalk vir ons hy lê in slaap partykeer bietjie in die boot. Die storms woed, maar hy het sy lewe gegee vir my. Ek kan hom vertrou. Hy's die weg, die waarheid. Daar is nie iets soos baie waarhede nie. My waarheid, jou waarheid. Nee, glad nie. Daar is die waarheid. En dis 'n persoon. En hy sê vir ons wat die waarheid is. Ons glo in die huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Soos God dit geskaap het. Adam en Eve. Nie Adam en Steve nie. Jy het geweet ek gaan dit doen, hè?
Dis ek se pad so, ek het gesien van julle het geantisipeer. Waar mense is verlore. En ek wil vir jou sê, bid vir hulle. Bid vir hulle. Daar's hierdie groot leen en waarheid dat ons kan doen wat ons wil. Alles is okay, my waarheid verskil van jou waarheid. Jy moet net gelukkig wees, ek moet net gelukkig wees. Ek wil vir jou sê, daar's 'n baie bekende boek in die Ou Testament, Rigters. En as jy Rigters moet opsom, my vrou se studie Bybel het dit baie mooi opgesom. Rigters is soos om op die hoek van 'n twee strate te staan. En jy sien hoekom hierdie kar, jy sien hoekom hierdie een en jy weet hierdie twee gaan mekaar vasry. Daar's niks wat jy aan kan doen nie. Man is 'n blerrie. Die Jode het groot aangejaag in Rigters. Maar hoekom? Want daar staan geskrewe meer as een keer, elke ou het reg gedoen soos in sy eie oë. Sien, ons is nie so verskillend. Vandag is dit nie so verskillend soos daai tyd nie. Vandag is ons weer op 'n plek wat elke ou doen wat reg is in sy eie oë. Dit is my waarheid. Hoe kan jy vir my sê ek is verkeerd? Wel, ek wat vir jou sê is verkeerd nie. Ek spreek nie uit myself uit nie. Hierdie sê vir jou wat reg en verkeerd is. Hierdie sê wat die waarheid is. In Johannes 15 gaan vers, ek dink daar's 15 vers. 15 ja, maar dis vers 1. Ek het dit verkeerd vir Erie gegee. So ek het my afhaal. Ek het dit gisteraand agtergekom. Johannes 15 vers 1. Erie het 'n verskriklike goeie preek daaroor gedoen laasweek. Dis regtig, nie sarkasties nie. Erie. Nee, regtig. Julle gaan luister, dit is ons op ons YouTube kanaal, al ons preke is daarop. Daar gaan nie te veel daarop ingaan nie. Maar dis wel een van die ek is stellings, so ek gaan tog daarby gevindig aan dit raak. Ek is die ware wynstok en my Vader die landbouer. Wat gebeur met 'n takkie wat nie aan die wynstok vas is nie? Hy gaan dood. Jy is afhanklik van Jesus. Hy is die enigste bron van lewe. Hy is die enigste een wat jou kan onderhou. Hy is die enigste een wat supplements kan inpomp in jou lewe in, sodat jy kan vrug dra. Sonder hom kan jy nie. Hy is die wynstok. Daar's baie goed wat vlugtige verligting gaan bring. Daar's baie goed wat vlugtig gaan voel, jy voel beter of nou lewe ek. Dis vlietend. Dis vlietend. Die enigste substance wat nie hol is nie. Soos Woolies se freaking chocolate paaseiers. Mense, dit was gevul. Selfs dit is hol, dis vlietend. Dan eet jy nog een, soos 12 die naweek, eindriek. Maar hy is die enigste substance. Die enigste een wat jy kan aanhou, die enigste een wat jy kan dra end uit. Sonder hom gaan jy weer dors word. Sonder hom gaan jy weer honger word. Sonder hom gaan dit weer donker word. Sonder hom kan roofdiere jou aanval. Want jy's nie waar jy moet wees nie. Jy's nie by jou herder nie. Hy is. Erik, jy kan maar vorentoe kom asseblief. Dankie. Erik is vanoggend daai band, daai one-man band. Klokkie, alles, skop, kamera, hy doen die lot. So voor ons in die aanbiddingslied ingaan en hom weer verheerlik. Ek sê heeltyd wil ek dit sê en dan raak ek besig met die preek. Ek het 'n profetiese woord vir jou. Ek is heeltyd soos maar dis in die helfte van die sin, so ek gaan net gou en dan sien ek jou weer so die Here terwyl ons worship aan die begin. Sien jy hoe lank as ek nou al soos ek sien ek jou en ek maak die sin klaar. En die Here bring Barnabas by my op. En hy wys vir my soos 'n toolbox wat hy vir jou gee. En hoe kry ek Barnabas in die toolbox bymekaar? Die Here sê vir my die volgende, dat hy regtig 'n gawe en 'n gifting in jou sit om ander te bemoedig en op te rig. En 'n tussenou te wees. Barnabas was die ou wat Paulus gebring het na die apostels daai tyd. En daar was 'n groot taak, want Paulus het die kerk vervolg. Ja, ons is bang vir hom. Dis is
Dis as jy weet daai wat jy ken jy daai vriend wat soos heeltemal pad af was en jy hoor hy tot bekering gekom en jy soos ja, ek wonder of wat regtig gebeur het. En daai is dit ou wat gedrink het, jy weet. Hierdie is ou wat die kerk vervolg het. Maar but he breached the gap. Son of encouragement beteken sy naam. En ek voel regtig vir die Here daai regtig gifting in jou sit om gelowiges, maar ook ongelowiges iets van homself wat hy openbaar deur jou goedheid teenoor hulle. Hoe jy hulle bemoedig, jou woorde. Ja, ek wil net met jou gedeel het. Jesus, ek is nou ja, ek het lank wel dan het jy gewag tot die einde vir dit. Terwyl jy sit en terwyl jy net speel. Ek wil net 'n geleentheid skep waar jy mediteer op wie jy is. Soveel as wat jy moontlik kan opbring nou. Want ek weet nie hoe baie ons ek sien baie keer stil sit nie man. Lewe gebeur, een ding en die volgende ding. So terwyl hulle speel, sit net daar en vertel vir hom wie hy is. So ek vra vir jou, wie is Jesus? Wie is Jesus? So sit net daar vir 'n oomblik. Sit net stil en by jouself vertel vir hom wie hy is. Wie hy is. Onthou, dis jou krag. Dis jou fondasie. Koning van konings, ons God en ons redder, ons verheerlik U en ons volg U en U alleen. Ons kies vandag om U te volg, ons kies môre om U te volg en die dag daarna. U is dit waardig, Here. Ons stel ons kruis op, Here, en ons volg U. Hoe kan ons anders? Die een wat sy lewe vir ons neergelê het. Brood van die lewe, waar ons lig, ons deur, ons herder, die ware wynstok. Ons God, ons het U lief, Here. U is waardig en U is heilig, Here. Om in gees en in waarheid aanbid te word. Here, ek bid 'n seën oor elke persoon vanoggend hierso. Here, mag hulle seile bol staan hierdie week. Mag die goedheid hulle verveel. Mag hulle U goedheid en guns wat hulle najag sien, ervaar en proe in Jesus naam. Amen. Amen, julle. Baie dankie. As jy julle bediening nodig het of soek of gebed, ek is hier voor. Joshua sal vir julle bid en nee, ek sal en ja, dan sien ek julle volgende week. Span, baie dankie. Sarita, wel dan. Ek het dit nie maklik gemaak vanoggend nie. Maar jy het goed gedoen. Dankie baie. Julle moet 'n great dag en naweek hê en vanaand het ons weer 'n diens 6:00. Hoop om van julle daar te sien. Goed gaan, mooi dag.